En nou in my regte ateljee, my tweede gas in my regte ateljee, De Wet Potgieter van Nagkantoor Farm en allerlei ander farme voor die tyd. Hier kom hy. Ja, kom sit hier so. En ek kan hom nou net so stel. As dit kry. Hy's 'n bietjie langer as Darleen, so hy's nog laag gestel. So jy kan maar net so naby as moontlik aan hom praat. Okay, wag gehad. Dan kan die mense vir jou hoor. So kom sê gou môre, laat ons gou kyk of hulle vir jou mooi hoor daar. Môre daar, kan julle my hoor? Vir die ouens wat jou nie ken nie, kan jy jouself gerus ook voorstel. Wetta, wie's jy? Goeiemôre julle, die wat my nie ken is De Wet Potgieter. Ek is deesdae kroegman. Ek is eintlik afgetree. Isak dwing my nou hier om saam met hom te gesels vandag. Maar as 'n afgetrede joernalis kom die nuus maar nog in en dan doen nou is maar iets en ons skryf en ons kyk wat in 'n gebruik nagkantoor om dit uit te kry buitekant toe. Dis maar wat dit is. En waaroor ek opgewonde is, is Nagkantoor se Facebookblad wat lyk vir my besig is om so in die stilte en so organies besig is te omvorm tot 'n platform waar jy ernstige nuus begin deel en daar's groot planne vorentoe, is daar nie? Jong, jy druk my in 'n blik dat dit is nie regtig. Ek word in 'n rigting gedruk, like dit vir my dat daar behoefte is aan iets wat ons wil kyk. Ons kyk na twee moontlikhede, moontlik miskien 'n YouTube kanaal of iets wat ons na kyk, maar dit is maar nog net in die beginstadium en die gedagte word net rondgegooi. Eindelik wil ek dit nie doen nie, want ek is afgetree. Ek wil nie met hierdie bollie die mekaar raak mee en so aan en dan kom ek weer in die moeilikheid soos Adrian Basson en sy maatjies, jy weet. Maar jy's gewoond aan moeilikheid en dis wie wat nie, ek kan nog baie goed onthou daai tyd toe ek nog by Monitor was met daai boek van jou wat soveel opslae gemaak het en waaroor jy uit sekere dele verguis is oor die inligting wat daarin vervat. Wat was daai boek se naam nou weer? Is Black Widow, White Widow. Ja, en daarin het jy klomp aansprake gemaak en daar's heel wat mense wat jou verguis het daarvoor en gesê het, maar dis vals inligting en so aan. En ek onthou ek het met jou, ek dink dit is die eerste keer wat ek met jou gepraat het. Ons het mekaar toe nog nooit ontmoet nie. Ja, dit was die eerste keer ons baie gekruis het. Eindelik die boek was die produk na die krisis eintlik gewees. Dis eintlik die artikel wat ek geskryf het in 2010 met die aanloop na die Wêreldbeker sokker in Suid-Afrika, waar ek in die Daily Maverick artikel gedoen het en gesê daar is planne daar is Al-Qaeda het planne om 'n bom te laat ontplof by 'n stadion en so aan. En ek was absoluut totaal verguis. Daily Maverick het hulle gat afgeskrik. Hulle het die storie gepluk en ek was, soos die Engelsman sê, gekaap het bom op toe nog Twitter. So, van toe was ek nie meer op Twitter nie, want daar was 'n ontsettende ekstremistische groep moslims wat my lewe was in gevaar gewees. En dit was moeilike tye gewees. En toe het mense na my toe gekom en sê, maar wil jy nie 'n boek skryf daaroor nie? En ek het die boek geskryf en die boek is daar buite en ek aan die een kant oorweeg om my boek weer op te dateer, want daar is soveel gebeur van daai tyd af en dit gebeur daagliks want op ons aangaan die land en mense weet nie wat aan die gang is nie. Nou, jy het nou op Nagkantoor se blad het jy toe nou weer nuwe verwikkelinge in die noorde van Mosambiek gedeel, waarin jy skryf die jongste intelligensie inligting. Blyk uit die geweldgetuisterde Noord-Mosambiek is dit duidelik dat ISIS met 'n ernstige strategiese beplanning vir hernieude bloedvergieting besig is. Deel bietjie daai inligting met ons, want hierdie tipe goed wat nou gebeur is het so met die jare al hoe duideliker geword dat daai boek van jou was toe nou nie onwaarheid gewees nie. Daar was heel wat verwikkelinge en is steeds
wat besig is om te gebeur en word soms uit Suid-Afrika georkestreer. Ek meen die Suid-Afrika is die hartaar van die beplanning. Dit is so maklik om paspoorte te kry en verblyfpermit in Suid-Afrika te kry. Hulle stroom oor die grens hier onder by ons. Hier onder by die grenspos uit Mosambiek kom hulle deur. So dit is al in elk geval bekend. Dis ons moet visums moet kry so oral in die wêreld moet rondry want ons paspoorte is nie meer veilig nie want hulle kom hiernatoe kry Suid-Afrikaanse paspoorte en dan word hy elders in die wêreld word daar terreurveld op te gelons. Ek wil nou terugkom na Suid-Afrika se rol op die Suid-Afrika se hartklop. Maar kom ons gaan nou gou Mosambiek toe. Jy sê daar is woelinge in die noorde wat dui op groter dinge wat kom. Wat presies sien mens? Ag ek het my brood kry hierso. Ek het inderdaad in 2019 toe ek die eerste berig geskryf toe ek nog redakteur van die Laagvelder was, toe daar die eerste groep van 80 opgeleide ISIS deurgekom uit Tanzanië na die noorde van Mosambiek toe. En hulle is na die hawe van Nacala, hulle moes hy Nacala hawe oppas vir die bouers skepe wat kom met dwelms, papaver, die heroïne wat deurkom uit Afghanistan uit Pakistan uit, waar dit vandaar weer verskeep word, so hulle en daar het dit die ding stelselmatig begin besef dat die ondergrondse netwerke begin is. In die aanvanklike plaaslike gemeenskap wat hulle gesteun het hulle self Al-Shabaab genoem, het was nie hulle dis 'n eie groep in noorde van Mosambiek. Maar nou wil ek net by sê, wat hier gebeur bo in die noorde van Mosambiek is 2500 kilometers van ons af. Ons probleem lê binne in ons land. Hulle is klaar lankal hier gevestig in elk geval. Daar's vestings oral in Johannesburg en daai plekke. Ek meen vroeër jare kon jy in Forsburg kan jy gaan inkopies doen dit. Dit is Forsburg het 'n fort geword, 'n vesting geword waar die ekstremiste hulle self gevestig. Dis maar net een van die voorbeelde van die plekke. Ek wil gou terwyl jy dit noem, dan moet ons dalk 'n bietjie kommentaar daarop lewer. 'n Ou met die naam CW wat is sy naam tog daar? Ek gaan nou by CW uitkom, maar sy kommentaar is dat ons kan dit CW Leroux dit kwaliek op ons voorstoep kan wees, dis 'n bietjie oordrewe. Die konflik speel 2000 km van Pretoria af. Maar hier praat jy al van Forsburg en sulke plekke. Sewe, kyk net rondom jou. Jy moet nie 2500 km boontoe kyk nie. Dit kom af. Hulle is besig om die Cabo Delgado gebied te infiltreer en te versprei. Die probleem is net hulle is nie baie mobiel nie, so hulle per voet en per voertuigies wat hulle rondbeweeg en dis 'n baie ver afgeleë gebied. Maar ek dink gaan kyk en gerus rondom jou in jou eie land, in jou omgewings, in die platteland, oral wat gebeur. Na aanleiding van wat gebeur het in 2010, is ek nie nodig om in te gaan in detail en daar's ander joernaliste wat dit behoort te kyk daarna en die feite buite uit te sit. Die enigste rede hoekom ek dit op nagkantoor gaan sit het, was om dit uit te sit, dat die mense kan sien waar het vandaan kom, dis kontakte en bronne van my op die grond, intelligensiebronne wat daar is. Johan Raad, voormalige rekkie, het geskryf ook en my gekontak. Hy is die skrywer van die 2 boeke, A Breed Apart en Blood Money, en hy het vir my seker inligting gegee, toe sê ek my, maar de wet, ander inligting is geklassifiseerd, ek kan dit nie eers vir jou gee nie, so, dit is dit, daar is meer as wat ek kry, wat ons nie kry nie, wat ek aanvaar, die Amerikaanse intelligensie, CIA en MI6 van die Britte en die ander, die Franse, al die intelligentiemense sit met baie dieper dinge, maar as ons nou verder gaan, hulle wil nie weer baie goed werk met Suid-Afrikaanse intelligensiedienste nie, want hulle vertrou hulle ook nie, want hulle reageer nie op die, in my boek, Black Widow, White Widow sê ek, die voorbeelde gee ek, toe die White Widow in Suid-Afrika was, die Britse intelligensie het die inligting gegee, sy is hierso, vat haar, hulle die bal laat val, hulle het haar kans gegee om weer te vlug. So daar is nie gewilligheid om saam te werk met die westerse intelligensiedienste nie. Wat is die implikasies van geëskaleerde bedrywighede in Mosambiek? Dit kwessie van in hierdie stadium is dit besig om bedreig die toerisme daarso, en daar's heelwat Suid-Afrikaanse professionele jagters wat
wat in daai Niassa blok wat daai konsessies is wat fasiliteer buitelandse jagters wat nou kom, die jagseisoen het nou 1 Mei begin. Daar's opleidings in daai reservaat is daar die plek wat aangeval is 'n nuwe regeringsorganisasie wat opheffingswerk doen in die plaaslike gemeenskap wat in daai wildreservaat lewe en groot word. So en die groot Niassa leeuprojek is ook daar. So daar's ontsettend groot situasie dinge wat aan die gang is daarso. So dit bedreig nou direk internasionale toerisme en buitelanders ook in die gebied. De Wet, jy lys 'n paar goed wat jy sien wat besig is om te gebeur en 'n aanduiding is van toenemende aktiwiteite. Kom ons gaan gou deur van dit wat is daar wat 'n mens kan sien wat vir mense aanduiding gee van die verhoogde aktiwiteit in Suid-Afrika, in Mosambiek. Dit het nou afgelope tyd, dit net aan die einde van Ramadan was daar ek het dit 'n nagkantoor gedoen, ek dink van die ander publikasie het dit opgevolg en het genoem die hele ding. Ek kan dit nie so net vir lees wat ek geskryf het in elk geval. Hulle het in die laaste week van Ramadan 'n beplanningssessie by 'n semi-permanente basis in 'n plantasie naby die dorpie Sitaki. Ek weet maar uit te spreek in die Mudumbi distrik gehou. Die vergadering is deur die meeste van ISIS se taktiese bevelvoerders bygewoon en die oogmerke van die byeenkoms was om ISIS se sentrale bevelsgroep se beleid jeens finansiering en befondsing van die groep te bespreek. Daar is ook gekyk na die huidige stand van die infiltreringsveldtog in die Cabo Delgado gebied. Dis wat die grootste probleem is in elk geval. Wat die pad vorentoe vir die veldtog vanjaar inhou. Ek noem die name van die sentrale bestuur, die name van die leiers waar hulle is en dan word ook 'n plek genoem wat 'n roetes wat hulle nou op toespits is om gijslaars te neem, mense te ontvoer en geld te vra vir dit, losprys en so aan. En hulle doen soos nou hit and run op die groot paaie dan daai afgeleë gebiede wat hulle voertuie aftrek en stroop van die vragte en daai goeders en dan weer in die bosse verdwyn. So dit is 'n stropingsveldtog en 'n gijslaarsveldtog wat mee begin om geld te genereer vir wat hulle doen. Ons het nou met die onlangse onluste in Mosambiek met die verkiesing en so het ook nou 'n klomp goed gesien gebeur. Is daar 'n verband tussen daardie onbestendigheid en die teenwoordigheid van ISIS en dan nou ander misdaadkartelle in Mosambiek? Baie beslis. Kyk, die hele ding is 'n kwessie van die gas en die olie en al daai dinge dat buitelandse moonthede ook belange daarbey het en so aan. Maar aan die ander kant weer is die probleem van daai gebied is die tradisionele ou gebied van Renamo gewees. Wat die anti-Frelimo groepe was daai jare wat deur die Suid-Afrikaanse regering ook aangeblaas was. So dis 'n baie vloeibare gebied, dis baie ver afgeleë. Die Mosambiekse regering, die Mosambiekse weermag het nie die vermoë om dit onder beheer te hou daarso nie. Daar is Rwandese soldate wat help daarmee, maar dit is omtrent wat die probleem nou op die oomblik is wes van waar die Rwandese weermag opereer en die plek beveilig hou. En soos wat van die mense my gesê het ook, die Mosambiekse weermag het nie die vermoë of die wil om daar op te tree nie. So sonder buitelandse troepe kan hulle dit nie doen nie. En ons het 'n paar ruk tyd gelede het ons eie spesmagte daar gewees. Hulle is onttrek. Kyk wat gebeur met hulle daar bo in die DRK. Hulle is daar flenters geskiet en hulle sit nog party van hulle daar. Hulle kan nie terugkom nie want hulle moet hulle gewere verkoop om vervoer te betaal terug. So dis die situasie. En die rebelle loop met hulle uniforms en toerusting rond. Dis reg, hulle spog en loop rond daarso. Dieselfde moet nou die foto's my gestuur is na hierdie afgelope tyd se aanvalle daarbo in die gebied is waar van daai terroriste ons sal maar noem, het hulle die wildbewaarders wat hulle doodgemaak het aan die Niassa gebied se uniforms aan op daai foto's wat op nagkantoor gepubliseer is. Weet dat destyds het jy ook in jou boek geskryf oor opleidingskampe in Suid-Afrika. Bestaan dit nog? Waar ek het ontbloot het, is dit nie meer daar nie, want daar's te veel oorlog daarop, maar daar's elders oral is daar wat die mense ook sê, dit is nie so seer wat jy hulle hardloop rond in weermag uniforms en oefen nog.
om 'n bom te bou, kan jy in 'n huis iemand leer om 'n bom te bou, om 'n menslike bom daai Wes wat hulle bou met bomme, jy bou hom in 'n huis, so dis nie so sigbaar oral nie, maar hulle is oral bedrywig en daar is van die goed wat ek noem in my boek wat ek huiwer om nou weer te herhaal, want anders gaan die hele wêreld weer op my afkom en sê nee, ek is 'n duimsuig. Maar daar kom ander boeke van die mense wat in beheer was van die ondersoeke van Crimes Against the State is nou afgetree. En daar kom boeke wat geskryf word wat gaan bevestig wat Black Widow sê, wat hulle daai tyd was hulle met die dood en hulle loopbaan is er om my heen gewees as met my gepraat en meer inligting vir my gegee het. Om net een voorbeeld te gee, ek was vergys oor die feit dat ek sê daar gaan by een van die stadions gaan 'n bom ontplof. Ek het die foto van die voertuig wat gebruik sou word. Die voertuig is bo in Tanzanië iewers was hy gehijack. Ek dink was 'n Amarok gewees. Sover ek onthou. Ek het 'n foto van hom ook wat hy afgebring was, hy sou die motorbom gewees het. En dit Crimes Against the State, daai spesiale eenheid, het beslag gelê op daai voertuig. Daar's op een of ander rede is die ding doodgedruk. Niemand mag geskryf word omdat dit so internasionaal so 'n situasie sou skep as dit 'n veiligheidsgevaar vir die land sou wees. Die voertuig is verbeurd verklaar tot die staat. En een van die offisiere wat gewerk het daai voertuig gered tot hy afgetree het. En hy sê dis die bom, daar's die kar. Dit is die bom, dis die kar wat die motorbom sou gewees het. Die implikasie, ons het nou gepraat oor die implikasies in Mosambiek, wat nou noodwendig ook verband hou met my volgende vraag. Daardie sulke soort aktiwiteite as dit sou toeneem in Mosambiek, wat is die implikasies vir Suid-Afrika? As die geweld losmas regtig 'n groot hoeveelheid, dan gaan daar toestroming wees van vlugtelinge uit Mosambiek hierdie kant toe, as die bloedvergieting so byt versprei word in elk geval, en daar chaos in daai land verder ontwikkel. En as mense in ag neem hoeveel my buurman se familie woon en werk in Mosambiek. Ek ken hoeveel mense in Nelspruit, jy ook, en ander dele van Suid-Afrika wat besigheidsbelange in Mosambiek het. Mense wat eiendomme, huise op het hier op met die kus langs in Mosambiek. Dit gaan verseker ook 'n impak op daardie bedryf hê. Daar's baie bekommernis daaroor. Ek het juis ook hierdie week inligting gekry van 'n persoon. Ek wil nie sy naam noem nie, want hy is nog daar beskerm. Waar ook hy Nampalma se gebied. Dis 250 km van waar die huidige probleem wat 'n paar jaar gelede het hulle sy jagplek het ook aangeval en hy moes daardie Mosambiekse weermag hom gehelp om uit te kry. Hy's weer terug daarso, maar hy is nog net so kwesbaar daai kant toe. Dis nie Palma gebied, dis meer die see se kant toe. En dan is my gesê dat die toestande, as dit nou verder uitbrei, dan gaan jy jy gaan nie verder as Barra kan gaan. Dan gaan dit nie veilig wees nie. Ondertoe is dit veilig hier af ondertoe. En toe daai geweld laas losgebars het, toe die mense wat op pad was Mosambiek toe vir die vakansie en naweek hulle het plek bespreek, toe kon hulle nie deur die grens kom nie, want daar's geweld. Toe hulle maar in Kaapse Hoop kom uitspan en daar by nagkantoor gekuier. So ek het die stories gehoor van die vrese wat daar is om eiendom te verloor, belange te verloor en daai goed. So dit gaan 'n hengse effek hê op Suid-Afrikaners as daar chaos uitbreek. Jy het nou gepraat van ook van die dwelmbedryf wat hiermee verband hou. Wil jy net bietjie, want dit lyk vir my dis so 'n halwe geïntegreerde netwerk. Al hierdie goederes hou verband met mekaar, die dwelmhandel, Mosambiek wat dit lyk vir my dis maklik om deesdae goed daar in Mosambiek te gaan aflaai as jy dit wil deurbring Suid-Afrika toe. Ja, nee, dit is soos 'n walk in the park in elk geval. Die grenspos is hele grens is soos 'n sif lekker, sodat hulle kan loop oor en weer, hulle kan gaan waar hulle wil. Daar's artikels wat ek geskryf het vroeër oor hoe dit werk met die taksies wat sekere tye in die oggende en die aande naby die grens staan en dan die mense deurkom en die taksies hulle hiernatoe bring.
daar is ook van die mense wat deurkom hiernatoe om hulle reisdokumente hier so in Nelspruit te kry. Daar is ander ons het nou gepraat oor mense wat kritiek lewer, maar daar is ook ander kenners. Jy het nou Johan Raad se naam hier genoem, maar daar's jou ander kenners wat ook bevestig wat jy geskryf het, wat sê maar hierdie is nie 'n snert storie nie. Ja, daar's baie navorsers wat dit bevestig en nog dieper gaan en nog meer dinge sê. My goeie vriend Dr. Professor Hussein Solomon is 'n goeie vriend van my, het verskeie publikasies daaroor geskryf en so aan. En verskeie ander mense ook het ook al geskryf daaroor. So en die feite is daar buite, moet net hulle navorsing gaan doen. Dis daar, die inligting is daar. Dis De Wet Potgieter, skrywer, oud joernalis, en toe hy sê deesdae kroegman, maar ek glo hy is baie meer as 'n kroegman. Jy moet hom maar gaan dophou daar op Kaapse. Hy speel kroegman, soos Willem hier op ons kanaal wat sê hy's 'n drywer, hy's nie 'n trokbestuurder nie. Hy sê hy's te dom om bestuurder te. Maar Wetta, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het en spesiaal ingekom. Is lekker om met jou hier oog tot oog te kan gesels en nie net 'n opname te doen nie. Daai ding is net moeilik om op 'n maandagooggend so vroeg op te staan, jy weet. Maar jy het dit gedoen. Ja nee, ek moet jy praat met luister dat jy boontoe kom en kuier hier daarbo. Ja, baie dankie. Isak, was lekker om jou te gesels. En ek hoop net ek oorleef nou hierdie gesprek, hoor. Ek dink jy sal. Baie dankie. Dankie Wetta dat jy jou inligting met ons gedeel het. Ek sluit net gou hier af en dan gesels ek nou verder met jou. Dit is De Wet Potgieter wat so met ons gesels en dit bring ons aan die einde van vanoggend se program. Tjorts, alle heil en seën, steek hom stinkie. Ons praat môreoggend verder met mekaar en dan oor wat alles in die nuus gebeur. Groetnis.